die Here te kan wees, lekker om te kan sing, te prys, te aanbid. Die Here is goed vir ons. Nou, ek wil vra dat u saam met my gaan lees in hierdie oggend twee kort gedeeltes hier in die Psalms. Nou, Psalm 1, dis 'n baie kort Psalm. Ek gaan vir u lees, baie welbekende Psalm, en ek wil glo dat die Here in hierdie oggend dit vir ons almal nuut gaan maak. Psalm 1 vanaf vers 1. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie, maar so skaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie, want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. En dan net so 'n bietjie verder aan, ook in die Psalms, Psalm 92, die laaste 4 verse. Die regverdige sal groei soos 'n palmboom. Hy sal opgroei soos 'n seder op die Libanon. Geplant in die huis van die Here sal hulle groei in die voorhoewe van ons God. In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Hulle sal vet en groen wees om te verkondig dat die Here reg is, my rots, en in hom is geen onreg nie. Nou prys die Here tot so ver, en die tema van ons boodskap in hierdie oggend is 'n godsboom. En ek wil glo en vertrou dat soos wat die boodskap aangaan, u wel duidelik sal verstaan wat die woord van die Here tot ons wil spreek. Nou voordat ons die simboliese betekenis van 'n boom kan verstaan, moet ons dalk eers vir onsself afvra, wie of wat is 'n boom? Nou, iemand het hierdie definisie van 'n boom gegee, en ek lees dit vir julle. Hy sê, 'n boom is 'n saad wat ontkiem het en wat 'n stand geneem het. Met ander woorde, nadat hierdie saad ontkiem het, was dit in staat om wortel te skiet en om lewe te handhaaf en om te groei. Dit is wat dan gebeur voordat 'n boom kan wees. Nou, ek glo baie ander saad rondom hierdie boom het ook moontlik ontkiem, maar hulle het weer verdroog voordat hulle kon wortel skiet. Ander is moontlik vertrap deur mense en diere. So is daar baie dinge wat kan gebeur voordat 'n boom werklik 'n boom kan wees. Nou, dan kry ons 'n paar plekke in die Bybel waar die Bybel vir ons sê dat 'n boom is simbolies van ons as mens se lewe. Nou, ons vind dit eerstens hier in Psalm 1 wat ons nou pas gelees het, wat dit vir ons sê, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Dan vind ons dit byvoorbeeld ook in Daniël 4, waar koning Nebukadneser hierdie droom gehad het van hierdie geweldige groot boom, en
voëls het kom nesmaak in hierdie boom, en dan kom 'n engel en hy sê nie meer, hierdie boom moet afgekap word, maar net sy penwortel moet oorbly. En dan kom Daniël en hy kom verklaar vir hierdie koning die droom, en hy sê vir hom, dat hierdie boom is jou lewe, o koning Nebukadneser. En hy sê ook vir hom dat omdat hy nie werklik eer aan God wil gee nie, gaan daar 'n tyd kom wat God sy verstand, hy gaan sy verstand verloor, en vir 7 jaar sal hy soos 'n dier in die veld leef. En dit het presies so gebeur, en aan die einde van hierdie 7 jaar het Nebukadneser opgekyk na die hemel, en hy het aan God erkentenis gegee en eer gegee, en sy verstand het in hom teruggekeer. Nou ja, dit nou maar net so inleidend van aard. En dan in Psalm 92 wat ons ook gelees het, sê die woord dat die regverdige, dis u wat hier in die kerk is. Die Bybel sê dat die regverdige sal wees soos 'n palmboom. Hy sê hulle sal ook wees soos die seder van die Libanon, in die huis en in die voorhoewe van die Here. So baie duidelik kry ons dan hierdie simbool van die boom van ons as mense lewe. Nou, bome is vir my baie fascinerend. Afgesien daarvan dat dit vir my sê, dis God se skepping. God het elke boom gemaak. Ek kan nie 'n boom maak nie, u kan nie 'n boom maak nie, net God kan bome maak. Maar ek kan my verkyk aan bome. Hulle is so uniek, en in ons eie erf staan daar 'n hele klompie groot bome, en ek noem hulle hemelbome, en ek vind vrede en rustigheid onder hierdie bome. Maar die mees kenmerkende eienskap van bome is dat hulle geweldig verskillend is. Daar is nie 2 bome wat dieselfde is nie. Hulle stamme verskil, hulle takke, die manier waarop hulle uitspring is verskillend. En so is ons as mens uniek geskape. Nie 2 van ons lyk dieselfde nie. Daar's nie 2 van ons wat dieselfde dink en voel en redeneer nie. Jou vrou dink en voel anders as jy. Jy dink en voel anders as sy. Jou kinders dink en voel anders as jy. Jy weet die grootste fout wat ons kan maak is om mense in boksies te wil plant en om te wil dink, omdat ek so dink en ek dink dit is reg, moet almal ook dink dit is reg en moet ook so voel. En dit is verskriklik hartseer wanneer jy mense dan kry en regtig voel. Almal moet by hulle inpas en saam met hulle gaan. Terwyl die realiteit van die lewe is, ons almal moet begrip en respek en waardering hê vir die uniekheid waarmee God ons gemaak het, en dat ons elkeen moet aanpas, opoffer en mekaar vind, en so kan ons in harmonie leef hier in die kerk, by ons huise en by die werk. Nee, elke boom het 'n storie. En so het elkeen van ons 'n storie. Elke boom kom deur seisoene. Slegte, moeilike seisoene, van droogte en wat ook al. En ook goeie seisoene. Elke boom kom moontlik deur 'n brand en al hierdie gebeure. En so kom ons as mens deur baie dinge wat met ons gebeur het, en net u sal in hierdie oggend weet. Maar dit is die storie van my lewe, en ek glo dat elkeen van ons van tyd tot tyd
of jy nou 12 jaar oud is, en of jy 18 is, en of jy 30 of 40 of 70 of 80 jaar is, dat 'n mens by tye in jou lewe sal stil word. Bietjie terugkyk en sê, dankie Here vir 70 jaar se genade, of 80, of 15, en net ek kan sê, dankie Here, dat U hierdie boom van my lewe nog gespaar het. Dankie dat U my deurgevat het, deur moeilike tye, van swaar kry, van siekte, van pyn, en wat ook al, en dat U my nog staande hou, tot op hierdie oggend. Wanneer mense om jou rondkyk, dan besef jy, baie bome is nie meer daar nie. En ek glo dat ons ook met groter waardering baie keer moet rondkyk rondom ons familie, vriende, mense in die kerk, en ook vir hulle dankbaar is en sê dankie Here vir my familie, elke boom en boompie wat U nog spaar, waaroor U hand is, waar U guns is en U goedheid is. Jy weet, daar's baie dinge in die lewe wat ons nie regtig verstaan nie, en ek dink as 'n boom moes kon brand, en dit kan nie. Maar dan sal hulle ook vra en sê, maar hoekom kom daar storms oor ons? Rukwinde, hoekom kom daar droogtes en swaar tye oor ons? En dan wil ek vir u sê, ook ons as mens kry baie keer dat die stormwinde van hierdie lewe teen ons waai, en ons voel hoe takke van ons afgeskeur word, wanneer ons deur verliese geliefdes moet afstaan, of wanneer ons met erge siekte te doen kry, of wanneer ons op tydelike gebied baie skade en verliese het, finansiëel of deur materiële goede, en mense bykans alles verloor, of alles verloor. En dan kom daai vraag op, maar hoekom en waarom? Waarom hierdie storms? En dan wil ek vir u sê, dat baie storms is heilsaam. Ruk na daai storm, dan sien ons, maar die boom maak nuwe uitloopsels, nuwe takke, want inherent in elke boom is daar hierdie drang om te oorleef. En God het ons ook so gemaak. Al kom storms en swaar tye, moet daar by ons hierdie drang wees, hierdie wil om te oorleef. Dit is tye wanneer ons wortels dieper in die Here moet laat ingaan. Want die Bybel praat ook, hy sê, wees standvastig in Christus Jesus. Daardeur wil hy vir ons sê, daar's tye wat jou wortels moet dieper en dieper afgaan. Nou, 'n boom het twee dinge nodig om te kan groei en te floreer. En eerstens het dit sonlig nodig om te fotosinteer. En jy weet, ek wil baie duidelik ook hier sê dat die son is Jesus Christus. Die Bybel sê Jesus is die son van geregtigheid. En dit is vir my verbasend en verstommend dat baie mense wil lewe sonder Christus Jesus, en hulle wil hê hulle lewensboom moet gesond wees. Dit kan nie. Dit is onmoontlik. Nou tweedens het 'n boom 'n sterk wortelstelsel nodig om water en voedingsstowwe op te neem. Jy weet, en ek wil vir jy net vertel van so 'n klein gebeurtjie en gebeure en verdra my 'n staptoer 2 of 3 jaar gelede. En ek een oggend het die pad geloop al langs 'n diep kloof. En
om 'n sekere draai het ek hierdie geweldige, massiewe boom gesien, wat onder uit hierdie kloof uit opkom na bo, baie diep. En hierdie boom het alleen gestaan, maar penregop, en mooi, en groot, en sterk, en trots. En ek kon nie anders as om eenvoudig te stop en my te verwonder aan hierdie boom. En daar dadelik baie gedagtes by my opgekom en ek het gewonder, baie jare gelede, moes hierdie saadjie, want was 'n bloekomboom, moes daar onder in die kloof ontkiem het. Maar wat vir my so besonder was, is dat onder in die kloof was daar dig toegegroei deur bosse en struike en hierdie indringerplante. En ek het besef vir hierdie boompie om deur al daai bosse te groei, was nie maklik nie. Ek het besef dit is eintlik 'n wonderwerk. Maar daai boompie het deurgedring, want hy wou die son hê. Hy wou uitkom bo by die son. En deur genade en ek weet nie wat nie, het hierdie boom dit gemaak. En toe hy bo uit is, was daar geen keer aan hom nie, en het hy net eenvoudig gegroei en uitgetoring bo al hierdie struike daaronder. Jy weet, en ek het dadelik besef ook, dit is so tipies van ons as mens se lewe. Baie keer is ons in moeilike omstandighede. Dit is asof hierdie bosse en hierdie struike ons wil verstik en verdring en ons daaronder hou. Baie keer kom mense deur moeilike en swaar kinderjare. Miskien het jy dit nie maklik nie. En was daar dalk vir jou gesê, jy gaan dit nie eendag ver in die lewe bring nie. Jy wil nie hard leer nie. Jy wil nie hard werk nie. En miskien was dit nie vir jou gesê nie, maar die manier hoe daar baie keer met jou gedeel was, is baie keer maar net oor die hoof gesien, maar baie keer maar net een kant toe geskuif, asof daar's nie regtig iets besonders in jou nie. Daar's nie regtig baie talent en vermoëns in jou nie. En dan vind ons dat ten spyte van al hierdie dinge wat soms teen mense is, dat daar mense is wat uitstyg bo dit alles. Wat vir hulle self sê, maar ek glo in die Here en ek gaan bly glo. Ag, gaan dit swaar. Ag, gaan dit moeilik. Ek glo in myself. Ek glo dat ek dit kan maak. Ek glo dat daar vermoëns en gawes in my is. Ek glo dat daar 'n plek in die son vir my gaan wees. En dat hierdie mense net aangaan en volhard en deurdruk en uitstyg bo dit alles en by die son van Jesus se guns en seën en genade kom en dit maak. Jy weet, maar aan die ander kant het ek besef, daar's ook baie mense wat so baie dinge in hulle guns het. En ten spyte daarvan verloor hulle baie keer alles. Hulle mors hulle lewe op. En alles wat eintlik op 'n skinkbord in hulle hand gegee was en alles wat vir hulle daar was om 'n sukses te maak, loop uit tot niks. Jy weet, en dan moet 'n mens vir jouself sê, hierdie mense het nie hulle wortels van dankbaarheid laat groei nie. Hulle het nie hulle wortels van waardering laat groei nie. Hulle het nie hulle wortels van geloof in God laat groei nie. Hulle het nie hulle wortels van geloof in hulle self laat groei nie. Al wat gegroei het, was oppervlakkige
wortels van selfsug en van die eie ek. En wanneer die winde van hierdie lewe kom, kan hierdie boom nie staan en word hy omgewaai. Weet en wanneer ons na al hierdie goed kyk, dan sal so baie vrae wat soms opkom. En daar's baie vrae waaroor ons nie antwoorde het nie. En die lewe lyk soms onregverdig. Maar jy weet, dan wil ek kom by die tema van ons boodskap. En ek wil vir u sê, wanneer ons dan in die lig van God se woord in Psalm 1 sien, dat God 'n gewone boom 'n godsboom kan maak, dan verander die prentjie. Dan het ons nie meer al hierdie vrae en al hierdie goed wat teen ons dan baie keer mee worstel en stry nie. Nou, hierdie godsboom, ek vra vanoggend, maar hoe gebeur dit? Hoe kan dit plaasvind? En dan wil ek vir julle sê in Psalm 1 vind ons dit gebeur wanneer 'n man of 'n vrou op 'n dag vir homself sê, weet jy, ek gee nie om hoe die wêreld verder leef nie. Hoe hulle sondige leefwyse is nie, ek gee nie om nie. Ek gee nie om as my vriende tot laat aan partytjie hou nie. Maak nie meer vir my saak nie. Dit maak nie saak meer wanneer my familie stry en beklei oor onbenullighede nie. Wanneer hierdie persoon vir ons sê, ek is klaar. Ek is klaar met daai lewe. Daar's niks daarin nie. Dis leeg. Want jy sien, daar is net twee paaie. Die smal weg, die breë weg. Daar's net twee groepe mense. Die breë, sondige mense wat leef in sonde, vir sonde, wat nie leef vir God nie en wat leef vir die oomblik. En wanneer hierdie persoon vir homself dit kan uitmaak, ek is klaar met dit. Daar is nie meer die lewe wat ek wil hê nie. Maar saam met dit besluit hy kies die Here. Want die tweede vers sê, maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy bevele dag en nag. Dan oor hierdie persoon sê vir homself, ek los dit. Ek het geen lus, geen deel meer in dit wat die sondige wêreld mee wil deel nie. En hy sê, ek kies Christus, in hom vind ek my vervulling. Sy wil word vir jou belangrik. Sy woord, sy beloftes, dis waarin jy jou verlustig. Jy sien, dan gebeur hierdie godswonder en dan word jy 'n godsboom. Is dit nie fantasties nie? Jy weet, ons sê in tipiese Bybelterme, ons sê jy neem die Here aan en jy word 'n kind van die Here. Maar in hierdie Psalm word dit vir ons duidelik gemaak eintlik wat regtig gebeur. Dis 'n wilsbesluit, want die Bybel sê welgeluksalig is die man wat hierdie wêreldse stelsel los en sê ek is klaar daarmee en sê ek kies die lewe van Christus Jesus. En dan gebeur hierdie godswonder in jou lewe. Maar jy weet, ek wil ook vir u sê, as ek dan die woord reg lees daar, dan gebeur daar ook 'n verplanting. En luister mooi. Jy weet, wanneer ons 'n groot boom verplant, gaan hy gewoonlik dood. Werk nie, né? Maar God is so groot dat wanneer ons as mens hierdie keuse maak volgens Psalm 1 en hier gebeur hierdie godswonder in jou en jy word 'n godsboom
dan kom daar 'n verplanting, want hy sê hy sou wees soos 'n boom wat geplant is by 'n waterstroom. Jy sien, God vat jou uit daai dorre, droë, sondige lewe en hy kom plant jou langs 'n waterstroom. Is dit nie fantasties nie? En hierdie water simboliseer die Heilige Gees. Verlede Sondag, iets wat hier was, onthou het ons boodskap in Openbaring 22 gehandel, waar dit ook maar gepraat het net van hierdie twee groepe mense, die rein en heilige mense en die wat vuil en vuiler is. En dan kom daai uitnodiging wat sê, kom drink van die waterstroom. Hy sê almal wat dors het. Ons het vir my so fantasties dat God vir ons wys die keuse wat ons moet maak. Maar hy sê nie, nou los ek jou nie. Hy sê ek gee vir jou lewende water. Hy sê kom drink. Hy sê ek verplant jou. Jy is nou by die lewende water. Jy het genoeg swaar gekry toe jy 'n boom op jou eie was. Jy weet in hierdie wêreldse sondige boom, daai boom kwyn, want hy staan daar op sy eie dorre grond en hy word kwyn en baie mense besef net, maar my lewe is besig om te kwyn. Ek is besig om dood te gaan, terwyl God sê, maak 'n keuse, ek wil jou verplant na die stroom van lewende water. Nou jy weet 'n boom het verskeie funksies en dis aan die einde van ons boodskap. 'n boom kan skuiling bied teen wind. 'n boom kan skaduwee vir ons bied en 'n boom kan vrug dra. En dis hoekom God, of dis wat God in ons lewe vir ons wil doen. Jy weet, as jy vanoggend in hierdie kerkgebou sit en jy sê, maar deur die Here se genade weet ek het hierdie godsboom geword uit genade. Ek het my keuse gemaak. Maar dan wil die Here ook vir jou sê, jy het 'n doel, jy het 'n funksie, jy moet 'n seën wees, jy moet skuiling bied vir ander in die kerk, want as ons die woord ook lees, dan lyk dit vir my, ons hooffunksie is in die kerk, vir medegelowiges wat swaar kry, in die storm van die lewe is, om hulle te kom staan, en hierdie wind so 'n bietjie af te weer. Jou doel, wat God vir jou het, is om skaduwee vir ander te bied. Hulle wat in die hitte van die stryd is, dat hulle so 'n bietjie onder jou koelteboom kom staan en sê, weet ek vind vrede, ek vind kalmte. My hart is onstuimig gewees, maar nou, hier in jou teenwoordigheid, vind ek, daar kom kalmte, daar kom vrede, ek kry weer rus. En dat ons vrug kan dra vir medegelowiges, vrug kan dra vir jou familie, vir jou vriende. En as jy miskien 'n boom is, wat maar nog net 'n wêreldboom is, 'n sondaarboom is, wil God vir jou sê, maak hierdie keuse, moet nie dom wees nie. Jou boom gaan doodgaan, en dit gaan uitloop tot niks. Jy weet, ek wil afsluit net met hierdie, en dit was my baie besonder gister. Die Here het eintlik soveel maniere waarop hy mense praat. Een van hierdie persone wat vir ons gehelp het met die water, ek het by tye ons 'n bietjie saam met hom gery, en om sy verhaal te kon hoor, en ek kon op 'n stadium vir hom sê, weet die boodskap wat ek wil bring is presies wat met jou gebeur het. Hy het maar baie lewe geleef, weg van die Here, sonder die Here, en een nag, so 3 jaar terug, 3 uur die oggend, het hy wakker geword met 'n omklemming om sy hart. En hy het geweet, die Here gee hom 'n kans, en die Here praat met hom. Net sy familie gaan wakker maak, net 3 uur in